Dames en here, beide Johan Degenaar het dikwels met sy kenmerkende Sokratiese styl 'n openbare lesing geopen met die versoek aan sy gehoor: "U moet my hier help. U moet my hier help." Nie slegs omdat die onderwerp ingewikkeld is nie, maar ook omdat ons mekaar nodig het om saam deur die verliese te werk. Hierdie meditasie oor eie tydse Suid-Afrikaanse verlies is deur 'n paar snellers ontketen, om presies te wees 3. Die eerste hiervan is 'n opmerking wat die digter Dani Maree afgelope Julie tydens 'n gesprek oor sy jongste digbundel by die Vrystaatse Literatuurfees maak. Maree haal aan uit Walwa Jansen se toespraak met haar ontvangs van die rapport Jan Rabie-prys, "Apartheid is my boereoorlog." Aldus Maree herinner Jansen ons hieraan dat verskillende gemeenskappe in die eie tydse Suid-Afrika oor verskillende dinge treur. Die tweede sneller is 'n opmerking wat die destydse Regius Professor of Divinity aan Oxford, Graham Ward, gemaak het in reaksie op 'n lesing wat ek in Junie 2018 daar op sy uitnodiging oor die politiek van die eie tydse Suid-Afrika gehou het. In die lesing het ek betree dat die durende koloniale kenmerke van Suid-Afrika die land verdoem tot 'n wêreldkampioen van onderprestasie. Ward, wat al vir meer as 3 dekades bande met Suid-Afrika het, sy reaksie was: "The sense I get from your paper is not that you South Africans are mourning the loss of the past, but the loss of the future." 'n lieflike voorbeeld van hoe nodig ons ander het om tot begrip van ons verlies te kom, en wat 'n nuttige idee om ons te help trek na die gedeelde ruimtes tussen ons, soos Dana Snyman dit stel. Die derde sneller is 'n uitspraak wat dagteken uit die 1980s, wat Johan Degenaar aanhaal, naby die slot van sy klassieke Liedjie 91 opstel, The Myth of a South African Nation, waarin Degenaar profeties waarsku hoe 'n nasiebouprojek ons in Suid-Afrika weer gaan verdeel, en as alternatief pleit vir die bou van 'n demokrasie. Die aanhaling kom van Suid-Afrika se eerste swart geoktroeëerde rekenmeester en destydse rektor van die toenmalige Universiteit van Transkei, naamlik Professor Wiseman Nkuhlu. Die aanhaling is: "No common myths, no common heroes, no war victories to commemorate together, and no statues or symbols of joint accomplishment. Instead, we have the memory and scars of the suffering we have inflicted on each other." Dat Nkuhlu se uitspraak nou meer as 40 jaar later steeds relevant klink, miskien weer relevant, is 'n bevestiging van Degenaar se waarskuwing dat nasiebou ons veilig gaan verdeel. Die basiese these wat ek in die meditasie wil verdedig is dat juis in die toekoms waarvan ons in Suid-Afrika droom, ons bly ontglip, ons voortdurend herinner word aan die verliese wat ons in die verlede gelei het, en ons bly op nuwe verliese wat ons opnuut laat tree, en wat die gevaarlike risiko van 'n onhoudbare nostalgie altyd lewend hou. As ek dit mag verduidelik in 'n analogie van 'n soort persoonlike verlies wat die meeste mense ken. Jy begin eintlik eers 'n liefdesteleurstelling verwerk en daarvan herstel wanneer jy 'n nuwe liefde vind. Wanneer jy 'n nuwe liefde vind, word jy op 'n onontkombare wyse gekonfronteer met die risiko daarvan om jou verander oop te stel, jou oor te gee, jou weerloos te laat word. En onthou jy dieselfde gewaarwording, die pyn wat gevolg het op toe jy dit die vorige keer gedoen en teleurgestel is. Doch aan die ander kant, gebeur dit dat jy waarlik ontvang en gekoester word en die nuwe liefde waar jy oorgee, kan jy begin genees. In die analogie wat ek hier probeer uitwerk is die nuwe liefde wat ons in Suid-Afrika bly ontglip, die soort toekoms waar ons werklik ons vertroue kan stel, en waarvan die beliggaming en verwesenliking so vertroostend is dat die verliese wat ons weens die verskillende politieke ideale van die verlede gelei het, genoegsaam is dat ons mekaar se gidse op die trek na die gedeelde ruimtes tussen ons word. 'n Mistiese groot trek. Misties, doelbewus so, omdat enige politieke ideaal
in hierdie land wat hoër wil mik as die erkenning van die herinnering aan die littekens van die lyding wat ons mekaar toegedien het en bly toedien. Enige hoër ideaal dink ek is tans eenvoudig te riskant. Riskant omdat nou, na 114 jaar van eksperimente in grootdoenerige abstrakte ideale, die Britse Empire, apartheid, nasiebou en transformasie, dat dit duidelik is dat om op die weg voort te gaan net meer wonde en littekens tot gevolg gaan hê. Die woord moet eenvoudig vrees word. Die konkrete ervaring van wederzijdse erkenning deur samewerking waar ons kan, is die enigste route wat die mystiese groot trek kan volg. Toe gedagtes met Litmet oor hierdie meditasie aanvanklik gewissel is, was daar voorstel dat die titel een van twee moontlikhede kan wees. Die eerste was parallelle rouprosesse, so ook die term wat Dani Marijn met verwysing na Walda Jansen gebruik het. Hoe mooi dit ook al op die oor val, en wel wetende dat Dani dit denkend op sy voete gemaak het, moes ek die moontlike titel afwys, omdat dit 'n soort gemeensaamheid in Suid-Afrika vooronderstel, wat ek nie dink tans bestaan nie. 'n Soort gemeensaamheid waarvan ons almal by verstek breed saamstem oor wat die einddoel is waar ons op pad is, en bloot nou vir die verskillende routes van parallelle rouprosesse so op pad is. So siening herhaal egter bloot die logika van die abstraksie van die drie groot politieke ideale van die afgelope 114 jaar. En dit is juis wat ons die meeste verwond. Abstraksie in vele vorme is die hoeksteen van enige koloniale proses. Want wie kan ooit 'n mens van vlees en bloed wat iemand is, koloniseer? As ons die verwonding en verliese so goeddoende wil vermy, sal dit ons loon om ons by die konkrete te bepaal. Dit wil sê by die wonde, die littekens, die verliese, maar nie slegs daarby. Ook by die erkenning van die basiese gegewe wat ironies genoeg uit ons koloniale werklikheid spruit. Naamlik dat ons in hierdie land 'n historiese ervaring van saambestaan binne die kunsmatige grense van die koloniale entiteit van die Suid-Afrikaanse staat deel. Dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. People are living there is immers een van die mooiste titels van 'n Suid-Afrikaanse drama. As jy hier woon, weet jy, niks is 'n gegewe nie. Dat in die grond onder jou voete, die laaste by die water, voor jou magtelose oë kan wegsyfer, of dat voor jou verwonderde oë 'n engel oor die veld trillend op 'n snikbete dag verskyn. Die tweede titel wat vir die meditasie voorgestel is, was die van Treur in Tandem. Ook dit moes afgewys word, hoe verleidelik dit ook al is. Ons is immers in Suid-Afrika nog nie in tandem met mekaar nie, en ons is tegelyk, dankie tog, veel meer as net die twee wat die woord tandem vooronderstel. Ek sou dus voorstel dat ons eerder met mekaar probeer harmonieer, om in ritme te probeer kom. En die heilige Augustinus dan in sy heel eerste boek oor musiek, dit gestel dat saligheid spruit daaruit om in ritme met die goddelike te wees nie. Laat ons tegelyk onthou dat niks 'n mens se ritme so versteur soos verlies nie. Ewenseer as wat die herstel van jou ritme daarvan afhang om die nodige treurwerk te doen. Want wie sig deur die treurwerk ontledig, kan opnuut begin luister, met die werklikheid in harmonie kom, weer daarmee resoneer. Karel Schoeman aan die einde van afskeid en vertrek. Jy tel die klippie op, raak bewus van sy gewig, voel sy koelheid in jou vingertoppe, weeg dit en sit dit meer op sy bepaalde plek. Wat die patroon is wat onder jou hande gestel te kry en of dit ooit voltooi sal word, gaan jou nie aan nie. Die donker bewaar sy geheime, jy doen jou deel. Onder die asfalt en beton stroom die water see toe en teen die muur bot die takke van die boom. Teen die glas van die geslote venster tik die bottende tak en die uiteindelike toekoms of skoon verborge is seker.
Die water is sterker as die klip, en die wassende lewe in die tak sterker as die raai waarin dit klop. In die donker klim die boom ongesien in helderheid. Doch, wie saam in hierdie land 'n ritme wil herwin, moet goed weet dat die koloniale staatsmasjien wat in 1910 beslag gekry het, weens sy impuls tot abstraksie by uitstek die ritmes van menswees versteur. Veral die tradisionele ritmes waarsonder eie soortige gemeenskappe ondenkbaar is. Volgens die abstraksies van die koloniale staatsmasjien is ons in hierdie land in 3 onderling wetywerende abstrakte kategorieë verdeel. De British, Afrikaner nationaliste en Afro-nationaliste. Elders in navolging van René Girard's ontleding van hoe in die moderniteit die model aan wie ek my begeertes ontleed ook my mededinger word, het ek bespiegel dat dieselfde logika sig voltrek in 'n koloniale samelewing. Meer nog 'n postkoloniale een, waar die koloniste norme en begeertes die van die gekoloniseerde verdring en die gekoloniseerde op plaas met die dilemma gelaat word, dat 'n deel van die herstel van sy waardigheid afhang van prestasie aan die hand van die norme en begeertes van die kolonis. Dit was waar vir die Afrikaners ten opsigte van die Engelse. Dit is waar vir die eie tydse Afro-nationalistiese elite ten opsigte van die Afrikaners. Maar dit bring ons nog nie aan die kant die koloniale dinamika nie. Nee, vir dit om te gebeur, moet eie soortige gemeenskappe met hulle ritmes herstel word. En omdat ons in hierdie land deur 'n gedeelde historiese koloniale ervaring aan mekaar verbind is, wat ironie, voor ek aan die herstelproses slegs saam geskied, waarin herstel iets sal beteken soos dat die groter ons vir die kleiner ons ruimte het, en die groter ons deur die kleiner ons prosesmatig gestalte kan kry. 'n mistiese groot trek waar ons luisterend dinge toelaat om vorm aan te neem, pleks van om deklamerend vorm daarin te probeer gee. Daar is egter eers 2 waarnemings, die negatief, die ander positief, om oor die koloniale staatsmasjien gedagte te hou. Die negatiewe is dat die masjien oor die afgelope 120 jaar en meer so vernietigend doeltreffend gefunksioneer het, dat dit die gemeenskappe wat herbou moet word so verinnoveer het, dat die herbouing 'n enorme taak is, miskien selfs onmoontlik. Ook en veral omdat een van die gevolge van die doeltreffende funksionering van die koloniale staatsmasjien die voortsleepende mimetiese wetywering tussen groepe in die land is. En as die vernaamste uitweg uit die wetywering van die voorheen gekoloniseerde is om te presteer aan die hand van die norme van die voormalige kolonis, beteken dit nie per implikasie dat 'n mate van kulturele selfverminking feitelik onvermydelik is nie. Kyk byvoorbeeld hoe afrosentries die Afrikaners toenemend in die 1970's is. Gelukkig is daar natuurlik altyd die moontlikheid van 'n inheemse kulturele kruisbestuiving. Die positiewe opmerking oor die koloniale staatsmasjien is dat dit die afgelope dekades so swak bestuur en onderhou is, dat dit ons onderlinge aangewesenheid in mekaar al hoe duideliker maak. Oftewel, dat die roete van die mistiese groot trek al hoe duideliker uit die nevels van die toekoms opdoen. Hoe swakker veral die openbare instellings in die samelewing funksioneer, hoe meer moet ons op verbeeldingryke wyse met mekaar saamwerk, en so kan gesonde instellings weer gebou word. So, alluisterend en vernemend, neem die groter ons nuwe vorme aan. So kry ons teen wil en dank 'n regering van nasionale eenheid, wat ons beste nasionale kans tot nog toe is om die toksiese mimetiese wetywering onder ons op te slaan. So kry ons 'n springbokspan, wat op 'n manier aan ons verbind is en ons op maniere onderling aan mekaar verbind wat ons nog nooit beleef het nie. En waar die trane oor wat ons aan mekaar gedoen het en oor wat ons vir mekaar doen, vrylik deur mekaar vloei. So kry ons vorme van ekonomiese herstel op voedselvlak, gedryf deur Suid-Afrikaners met oop harte buite die koloniale staatsmasjien om, wat sowel die gewer as die ontvanger genees. 'n Mens sal kon voortgaan met nog sommige voorbeelde, maar dat ek liever daarmee van staan om nogmaals uit te wys dat die voorbeelde van wesenlike verandering wat ek gegee het deur die bank spruit
uit die konkrete erkenning van ons gedeelde historiese ervaring, van die wonde en littekens wat ons mekaar toegedoen het, van die groeiende wete dat die herwinning van die toekoms op geen ander manier nie as saam, sowel as moeisaam kan gebeur nie. Die beloofde land lê nie iewers ver die toekoms in 'n ander kant 'n rivier wat ons moet oorsteek nie. Nee, die beloofde land is net hier tussen ons. Net hier, waar dit al verkennend onder ons voete vorm aanneem en ons help om mekaar behoorlik te kan sien, omlyn deur ons wonde, littekens en kan nie doodskap. Dit dink ek is waar ons trane van verlies en van verligting nou deur mekaar kan vloei. Die tekstuur van die lewe in hierdie land wat nooit vanselfsprekend onder die vingers voel nie. Wat altyd om aandag en sorg vra. Daar is wel diegene onder ons wat dit verlaat het om groot riviere en oseane vir ander beloofde lande oor te steek. Mag dit met hulle goed gaan, maar wat my en my ouers betref, ons sal die hede dien, hier en nou, in hierdie land, op die mystiese groot trek, wat ons van altyd af gevorm het, en altyd weer sal vorm. Die apokalips, vernietiging sowel as openbaring, is immers in elk geval onverbiddelik oral aan die ontvang. Dankie.